Ek groet u in die wonderlike naam van ons Koning Jesus Christus, ons Verlosser, ons Saligmaker op hierdie donderdag, die 12de Maart 2026. Ek is Jacques Pieters, hierdie is Brood vir die Siel, 0720202615. Ek blaai vanoggend so deur die Bybel en ek soek 'n woord wat gepas is natuurlik vir vandag, en ek bly terugkom na Daniël 12. Luister mooi wat dit sê. 13 verse. En dit gaan oor die laaste woorde of die verseelde woorde. En in die tyd sal Michael, die groot vors wat oor die kinders van jou volk staan, optree. En dit sal 'n tyd van benoudheid wees, soos daar nie gewees het vandat 'n volk bestaan het tot op die tyd nie. Maar in die tyd sal jou volk gered word. Elkeen wat in die boek opgeskrywe staan. En baie van die wat in die stof van die aarde slaap, sal ontwaak. Sommige tot die ewige lewe en sommige tot groot smaadheid. Vir ewig afgryslik. En die verstandiges sal glinster, soos die glans van die uitspansel, en die wat baie tot regverdigheid lei, sal die sterre vir ewig en altoos. En jy, Daniël, hou die woorde geheim en verseël die boek tot die tyd van die einde toe. Baie sal dit deursoek en die kennis sal vermeerder. Onthou die woord hier sê, die woorde is verseël tot op die einde toe. Baie mense deursoek dit en probeer dit verstaan, maar sonder die Heilige Gees is dit onmoontlik. Sonder om weergebore te word is dit onmoontlik. Daarom word die boom van die lewe bewaak met 'n geribs aan die ooste kant, maar die weg daarna word bewaak met 'n vlammende swaard wat flikker. Luister mooi. 'n 4 vlammende flikkerende swaard bewaak die weg na die boom van die lewe. Dit is die woord van God, dit is die Heilige Gees, dit is Jesus Christus. Hy is die weg na die toekoms. Hy is die weg na die ewige lewe. Daar is geen ander pad nie, daar is geen ander weg nie. Die verseelde woorde sal verseeld bly tot op die regte tyd. En ek, Daniël, het gesien en kyk, daar het 2 ander gestaan, die een diskant op die wal van die rivier en die ander oorkant op die wal van die rivier. En een het aan die man met linne bekleed, wat bo oor die water van die rivier was, gesê, hoe lank sal die einde van die wonderbaarlike dinge uitbly? Toe hoor ek die man met die linne bekleed, wat bo oor die water van die rivier was, en hy het sy regterhand en sy linkerhand na die hemel opgehef en gesweer by die ewig lewende, 'n tyd, tye en 'n halwe tyd, en as hulle die mag van die heilige volk geheel verstrooi het, sal al hierdie dinge vervul word. Daar is 'n teken. En al is daar 'n teken, gaan almal dit nie kan verstaan nie. Ons leef in 'n tyd wat ons sien dinge gebeur. Onlangs, nog vroeër hierdie jaar, einde van laas jaar, het ons gehoor hoe hulle sê, vrede, vrede, vrede en sekuriteit. En wat sê die woord daaroor? 1 Tessalonisense 5 vers 3 sê, want wanneer hulle sê vrede en veiligheid, dan oorval 'n skielike verderf hulle soos die barensnood 'n swanger vrou, en hulle sal sekerlik nie ontvlug nie. Ons het hierdie dinge gesien gebeur in ons dae, in hierdie dae waarin ons lewe. En nog steeds is daar soveel mense wat nog nie tot bekering kan kom nie, wat nog nie glo nie. Wat nog nie glo in die woord van God nie, maar tog sien ons hoe hierdie dinge gebeur, hoe dit al reeds voorspel is, baie jare gelede. En dit gebeur vandag, in ons tyd. In ons tyd. Ons sien dit. Ons voel dit, ons weet dit. En die woord verder sê in Daniël, en ek het dit gehoor, maar nie verstaan nie. Daarom het ek gesê, my Heer, wat is dit, die uiteinde van hierdie dinge? En hy het gesê, gaan heen Daniël, want die woorde bly verborge
en verseël tot die tyd van die einde toe. Baie sal gereinig en gesuiwer en gelouter word, maar die goddelose sal goddeloos handel, en geen een van die goddelose mense sal verstaan nie, maar die verstandige sal verstaan. Jy sien, ons het niks nodig om te vrees nie. As jy 'n kind van God is, as jou hart op die regte plek is met die Here, as jy wedergebore is, dan het jy niks nodig om te vrees nie. Want dan word jy verseël. Dan gaan jy 'n seël of het al reeds 'n seël ontvang. Luister baie mooi. Vers 11 sê, en van die tyd af, dat die voortdurende offer afgeskaf en die ontsettende gruwel opgerig word, sal 1290 dae verloop. Welgeluksalig is hy wat bly verwag en 1335 dae bereik. En jy gaan heen na die einde, en jy sal rus en weer opstaan, tot jou bestemming aan die einde van die dae. Luister mooi van wie, waar, watter tyd hy praat van. Wanneer die voortdurende offer afgeskaf word. Matteus 24 vers 15. 15 tot 28 is die tyd van die groot verdrukking. Vers 15 sê, wanneer julle dan die gruwel van die verwoesting waarvan gespreek is deur die profeet Daniël sien staan in die heiligdom, dat hy wat lees, opleet, dan moet die wat in Judea is, na die berge vlug. Ons is nog nie daar nie. Ons is nog nie daar nie. Want die voortdurende offer word nog nie afgeskaf nie. Jy sien, want die derde tempel bestaan nog nie. Ons is nog in die tyd van Matteus 24 vers 1 tot 14. Gaan lees dit. En maak jouself geestelik gereed vir dit wat voor lê. Want as jy nie is nie, gaan dit baie swaar wees. Baie swaar. Kom ons bid saam. Hemelse Vader, dankie Here dat U sekere mense vertrou in hierdie dae. Om die verborgde dinge te verstaan wat U vir ons gee. Om dit te kan deel met mense, Here, wat voortdurend kan opstaan en sê, bekeer jouself, herstel jou lewe, maak gereed, wees waaksaam. Want ons leef in 'n tyd wat ons weet, die vrede en die veiligheid waarvan gepraat word, het skielik verander. Terwyl hulle gesê het vrede en veiligheid, terwyl hulle kommissies gestig het van vrede en veiligheid, het daar skielik 'n verderf gekom soos die barensnood van 'n swanger vrou. Maar ons weet, Vader, ons wandel in die lig en hoef niks te vrees nie, want U is met ons. U krag, U kennis, U liefde en genade is met elkeen wat U soek, net so wat U die kinders voorsien het in die woestyn, Here. Weet ons, U voorsien ook in die wat U lief het. En ons dank U daarvoor. Vader, verberg U aangesig nie vir ons nie, maar laat ons in die lig wandel. Plaas U vuur voor ons uit, Here, en plaas U wolk agter ons. Laat ons deur die rivier gaan, Here. Laat ons die beloofde land kan ingaan. En ons dank U daarvoor, in Jesus naam. Amen. Onthou, lees jou Bybel, moenie toelaat dat die wêreld jou mislei nie. Groete.